Van kleins af was sport die hartklop van Benny Dorfling se lewe. Of dit nou op die rugbyveld of op die atletiekbaan was, hy het elke oomblik met oorgawe geleef. As jong eggenoot en pa van 'n baba dogtertjie het alles in 'n oogwink verander toe 'n noodlottige motorongeluk hom van die nek af verlam het. Waar baie sou moes leer om bloot te oorleef, het Benny gekies om weer voluit te leef, met onwrikbare moed, diep geloof en 'n vurige begeerte om 'n verskil te maak. Vandag is hy nie net 'n voormalige kaptein van die Suid-Afrikaanse rolstoel rugbyspan nie, maar ook 'n gerespekteerde mentor, sakeman en bron van inspirasie. Sy vrou Santa, wat al die jare onwrikbaar aan sy sy was, dra haar eie storie van liefde, opoffering en volharding. 'n Verhaal net so kragtig soos Benny se. Ek het die voorreg gehad om met Benny en Santa te gesels oor hulle reis na die ongeluk, en die uitdagings van daardie eerste jare en die ongelooflike lewenslesse wat hulle oor hoop, geloof, volharding en familie geleer het. Hier volg ons gesprek. En mekaar daarom nou al 'n geruime tyd, baie jare jete. En ek dink, ons het nooit so diep oor gepraat wat het alles gebeur en wat het gebeur en hoe julle uitdagings te bowe gekom het, nee? So hierdie is nou vir my 'n lekker geleentheid om so 'n bietjie die vrae te vra wat ek graag sal wil vra, en ek glo dat mense wat ook luister ook sou wou vra, en ook miskien mense wat nie noodwendig in 'n soortgelyke situasie is nie, maar in 'n uitdagende situasie. Ons almal sin verskil. Dat net inspirasie kry by julle twee. So as daar twee mense is wat my nooit geïnspireer het, moet ek sê dit was julle twee. Ons gaan nou vir Santa kans gee. Ons opset hierso leen dit eintlik nou maar net, laat net eers ek en Benny met mekaar gesels, en nou gaan ek so 'n bietjie met Santa gestel. Maar miskien vertel my nou net eers van julle gesin. Die mense net eers hoe lyk julle gesinsopset. Ja, ons het twee kinders, Serena en dan Bernard, hy is 'n laatlammetjie, hy is so 7 jaar na Serena. En hulle is albei al uit die skool uit, werk. En nee, Serena is getroud en hulle het ook nou onlangs 'n babatjie gehad. So ja, so ons ben nog Vertel my net eers 'n bietjie, ons gaan as 'n jong man, as 'n jong seun op skool, wat was vir jou die lekkerste van skool en wat jy kan onthou van skooljare? Ek is maar nog altyd van sport, so ek het enige sport gedoen wat ek kon, so atletiek en rugby en cricket en tennis, en so ek het maar alles gedoen wat ek kon. Jy het deur Unisa geswat en toe kry jy jou graad. Toe wanneer ontmoet jy vir Santa? Ons het op skool al ontmoet. Okay, ons het van skool. So jy het al 'n skoolliefde. Ja. En jy moes toe met in 'n huis kom met sy hoeveel boeties? 5 boeties. Ek hou nou net in gedagtes 5 ouer boeties. En toe kom Santa, so sy was nou die kleintjie in die gesin, die babietjie en die enigste dogter, so mens kan nou nogal dink, die 5 boeties was baie beskermend oor haar. So, toe trou julle, toe jy begin werk, en toe het julle 'n klein dogter. Ja. Julle was so oud, omtrent. Ek was so 25, ons was so 3 jaar getroud. Ja. Hoe verander jou lewe in 'n baie jong stadium van julle twee se lewe? Ja, die sonnagoggend, ons was eintlik met my pa het bly in Springs, so ons was op pad soontoe, en wat presies gebeur het, kan ek nie mooi onthou nie, maar Santa sê ons wiel het van die pad af gegaan, en met die terugkom het die was die teer te dik of iets, en toe skiet die kar oor die kantreëling en hy draai, en met die wat hy gedraai het met die afgrond af toe val die kar op die dak, en die kant waar ek nou gesit het soos dit maar gebeur het, dit is al rots, toe op daar val die kar op haar rots.
aan my kant. So ek dink dit is wat die grootste skade kom het. Genadelik het dit onder in 'n sloot geland, maar reg op die wiele. Weet so ja, so toe kon Santa daarom uitkom en daar's ander mense wat toe na die ongeluk gesien gebeur het, wat toe nou van bo af bel en help en goed. Ja, so toe het ek my nek gebreek daar en maar ja, dis Serena was ook in die kar. Serena, sy was so 10 maande oud gewees. So sy was in haar karstoeltjie. Sy het net haar beentjie gebreek en weet maar daarom nie 'n erge fraktuur nie. En dan Santa het 'n paar snye en goed, weet aan haar voete en hande en so gehad, maar So toe jy wakker word in die hospitaal, of waar het jy besef? ja, die eerste keer wat ek bygekom het was in ongevalle by Meelnet. Hulle het my soontoe gevat. So toe was dit net vir die ekstraling goed en ja, toe ek weer iets hoor, toe ek saam met Serena in die ambulans. Meelnet het nie op daai stadium toe nou nog nie 'n rehab gehad nie. En toe vat hulle ons Eugene Maree toe, ons al twee en weet ek het net daar in die ambulans of wat soort van bygekom toe sy huil en ja, net bietjie getroos met haar gepraat en goed en toe ek weer uit en die volgende wat ek bygekom het, toe was ek op die operasietafel by Eugene Maree wat hulle nog iets was om die clamps so goed om my kop in te draai en maar die operasie seker te begin. Dit is, ja. Wat het hulle toe geopereer? Ja, so die fraktuur was toe nou weet by C4, 5 en 6 my nek. Maar ja, hulle het eintlik net 'n visie gedoen wat die koord was af. So hulle kon niks daar doen. So ek is nie seker wanneer het hulle vir Santa gesien nie, maar vir my so 'n dag of wat later wat ek nou in ICU toe nou weer by myself is, toe het hulle nou gesê nee, dit is permanent. So die koord is af. Ja. Ek kan nie jou vra voel 'n mens nie. Weet nie of 'n mens ek kan nie tel, ek weet nie of daar woorde is om dit mee te ek kan nie dink daar's woorde om dit mee te beskryf nie. Ja, ek dink dit is 'n skok, maar ek weet nie, ek het al probeer dink wat het, maar alles is so, ek dink blur. Ja, dis regtig 'n blur want ek dink op pynmedikasie het hulle seker maar baie pynmedikasie en goed vir mense gegee op daai stadium. Want my regter pols was ook maar 'n bietjie vergrys, weet so ja, so ek dink ek was maar 'n bietjie seker maar hoog op die medikasie of iets want ek kan nie regtig onthou dat ek vreeslik geskok was daaroor. Ek dink seker maar geweet, weet jy kan nie jou arms beweeg en jou bene beweeg nie so. Mens weet seker maar. Dis lank in die hospitaal. Of wat jy kan doen, jy lê maar net daar, weet jy kan nie jou arms beweeg nie, jy kan nie jy lê na die bed nie, jy kan nie eens die klokkie druk, weet om 'n verpleegster te roep, maar ja, ek sê dit mens pas maar aan, jy moet maar vinnig. Daai eerste jaar, kan jy daai eerste jaar na die ongeluk, wat was dit? Emosioneel, fisies, geestelik, alles. Ja, ek dink mense is maar kwaad, weet jy, mense, ek dink enigiemand het maar vra hoekom so iets gebeur en hoekom moet jy nog lewe as so iets gebeur. Maar ek dink later, maar sy sê soos daai eerste jaar, dit is maar jy het baie vroeg en goed en dit is maar moeilik, weet jy. Voel jy wil nie kerk toe gaan nie, jy's kwaad maar ek dink mense jy maak baie staat op die mense, weet jy, ondersteun. Ek is baie gelukkig dat ek 'n groot, nie net groot nie, maar baie groot ondersteuningsstruktuur gehad het, weet Santa en haar familie en my familie, weet ons het baie ondersteuning gehad. So dit het baie gehelp, maar dit is baie frustrasie, dis aanpassing, weet jy kom by die huis, in die hospitaal het jy die hele tyd personeel en goed wat jou help en so, maar by die huis is jy, weet, moet jy self regkom en dan moet jy eers maar aanpas. So ja, daai eerste jaar was baie moeilik, nie net vir my nie, ek dink vir Santa, dit is vir ons albei 'n aanpassing. Weet dan ewe skielik moet sy
dit alles doen in die huis en my nog help. Dit so en jy het 'n babietjie en die babietjie, so dis erg genoeg om net 'n babietjie te hê. Weet nou om nog 'n versorger op te wees. Saam met dit is maar ek dink dit is baie amper harder op baas vir my. Weet ek het miskien die frustrasie, maar sy het meer die moeilike deel gehad om alles te moet doen. Baie ondersteuning van die familie gehad en ja, ons is geseënd wat dit betref. Ek dink jy sal ook saam sien toe kom daai 5 boeties en die hele family toe bestaande mense hoekom want hulle wou iets soos 'n skare eintlik om julle bymekaar gekom. Daai ondersteuning van die familie was ons kan net dankbaar wees. Ons het nou bietjie geraak aan geloof. Ek dink geloof speel 'n groot rol in as so iets gebeur, veral omdat julle gelowige mense, kerkmense is. Die Here liefhet, altyd in die kerk was en nou gebeur so iets. So wat is julle ervaring van gelowige mense? Ek dink mense is geneig om bietjie af terug te staan wat nou en skielik het nou sien so wat hulle geken het wat besig was, nou is in 'n rolstoel. So mense sal weet, kan ek nou met hierdie ou gesels, kan ek naby hom kom of wat? So ons het vinnig weer terug na die kerk toe gegaan, weet ons het kerk toe gegaan net om te sien ons kan. Weet hoe moeilik dit ook al was, maar om te sien ons kan. Maar ek dink dat die aanpassing van die kerk af het redelik goed gegaan van die begin af. Ek dink alhoewel mense bang was om dit eers te nader as hulle eers sien het, maar dis okay. Hoe om jou te hanteer en die kop my keer en ek sê is nou maar net die lyf wat nie werk nie, weet so dan die ondersteuning wat ons gekry het van die begin af daar ook is. So van julle kerkfamilie was dit 'n redelike ondersteuning. Sou mense vreemde goed vir julle sê wat julle gedink het, maar jy weet actually nie waarvan jy praat nie. Jy klink nou vreeslik gelowig, maar dit werk nie so en dit werk nie vir ons nie of sou mense, ek wil nou nie woorde in jou mond lê nie, so sê jy vir my, het mense goed gesê wat jy gevoel het, ag nee man. Ag as mense wat vir jou sê, hoorie, maar wat het jy verkeerd gedoen, dat dit met jou gebeur het? Sou mense sulke goed sê? Mense sê sulke goed, sê wat as sulke goed met jou gebeur het, iewers het jy 'n vreeslike sonde gedoen of iets. Rara. Ja, sou mense weet jy, maar dit is dan die minderheid, weet dat mense glo dit, weet op daardie stadium dat jy moes iets vreeslik verkeerd gedoen het dat dit met jou gebeur. Maar oor die algemeen is dit meer nuuskierigheid, wat het gebeur, weet al kindertjies, weet hulle sal na jou toe kom en vra wat fout met jou bene. Dan weer dan sal hulle maar grappie maak, sê niks nie. Hulle wil net nie loop nie. Ja. So nee, dit is ek probeer maar altyd dit in 'n ligter lyn doen. En weet soos ek sê die kindertjies is eintlik die wat dit makliker gemaak het vir die groter mense om uit te nader. Hulle kindertjies is daai onskuldige manier wat hulle na jou toe kom en net skierige vragie vra. En dan sal die ouers sal probeer keer, maar dit maak dit eintlik daai as jy net eers daai koneksie gemaak het dan sou dit baie maklik wees. Ons is maar ongemaklik met ander mense se pyn, nee. Ons is ongemaklik met trauma. Ons weet nie altyd hoe om dit op te tree nie. Mense is bang om jou te nader en te vra, want jy steek in jou neus in iemand anders se saak, en jy dit nou niks met jou te doen nie, maar ek dink partymal net daai empatie is maar die eintlike ding. Waar dit vir jou verander? Want ek bedoel, goed, kan 'n mens sê na dit gaan 'n mens deur emotions van okay, ons gaan nou maar weer kerk toe want dis nou maar wat ons altyd gedoen het. Dis so ons familie is en so aan, maar daar was seker daar wat jy gevoel het, nee. Reg nie lus hiervoor nie. Dit werk, dit is net iets wat ek doen, maar wat jy toe besef, maar dit is tog my anker. Ek kan nie sonder dit nie. Wat was jou hoop
of waar het jy vasgehou rondom geloof? Ja, ek dink ja, sê ons is maar nog altyd in die kerk gewees en ja, was kwaad op 'n stadium en dit was moeilik. Dis selfs nou nog is daar waar dit moeilik is. Dit mens maak jy gehou van dit jy het jou moeilike dae en dan het jy jou maklike dae, maar weet veral aan die begin, weet jy vroeg maar met sekere goed, maar ek dink mens moet net aanhou en ek weet nie, ek dink alhoewel ek kwaad was, is dit nie dat ek ooit getwyfel het, weet in die Here nie, maar ek dink daar was tye wat moeilik was, weet as jy sukkel om goeders te doen en jy is eintlik kwaad, ek sê kwaad, maar jy is nie regtig kwaad vir die Here nie, jy is kwaad vir die situasie waarin jy is, maar ek dink mense moet op 'n stadium gelukkig, Santa's ook 'n baie sterk persoon en gelowige mens en my familie ook en haar familie, weet so, ek dink met al daai hulp wat ons gehad het, of ondersteuning ons het dit net vir my makliker gemaak, weet so, ek dink nie ek het dit ooit verloor nie, dis maar net, ek het net aangehou en dat dit het maar net van self weer sterker kon ons, maar net nooit opgegee op dit, maar net aangehou met dit, so ek dink sê daar's iets spesifieks nie, ek dink dit was net wie jy was. Ja, ek dink maar net aangehou met dit. En ek dink, soos ek sê, weet met Santa's ondersteuning in die familie, dink ek het dit net bietjie makliker gemaak om aan te hou. Ja. Wonderlik. So mense het mense nodig, né? Mense het jou mense nodig en positiewe gelowige mense. Ons gaan bietjie oor jou. Okay, toe gaan daar 'n fase, het jy wel, ek kan nou nie meer doen wat ek voor lief is nie, ek kan nie meer oefen nie, ek kan nie meer aan sport deelneem nie, so daar was ook 'n verlies, dat jy, okay, daar was baie verliese, ons sal nie eers daaroor praat nie, ek bedoel, daar was baie goed wat jy nie weer kon nie, weer sou nie, wat jy moes oortree, obviously, en sport was 'n groot deel daarvan. Hoe kom dit toe dat jy weer in sport inkom, in 'n rugby inkom? Ja, dit was eintlik toe ek nog in die hospitaal was daar mense wat na ons toe gekom het en toe op daai stadium met rolstoel rugby net begin. Die persoon wat toe na ons toe gekom het, daar Jackie Pieters en sy vrou Renay, hulle toe na ons toe gekom in die hospitaal en sê ja, ons 'n bietjie as ons tyd het, weet kom draai en kom kyk hoe die rugby en goed en ek weet nie wie jy iets van gedink nie en toe ek nou uit die hospitaal. Wat het jy gedink toe hulle daar kom? Jy's mal. Jy's simpel. Ek gaan dit. Die meeste mense dink as jy praat van rolstoel rugby, weet wat is dit, maar ja, so toe het ons nie weer aan gedink het toe ons uit die hospitaal uit is, toe Santa weer met Renay gepraat en toe gaan ons een aand. En ja, toe ek was op daai stadium want hulle toe nou vir my gesê tot daai stadium dit sou maklik vir my wees om in 'n elektriese stoel te wees, want kan ek beter oor die weg kom. Ja, ek het makliker beweeg met hom. So dit het gehelp. Maar toe ek dan by die rugby kom en ek kyk hoe daai ouens, hulle stoele stoot en is vol kontak en goed, toe dink ek, julle is 'n bietjie mal. Hulle is nie bang nie, nee. Nee, seker nie, julle is en sien hoe hulle stoele stoot. Hulle het my in 'n stoel gesit en toe op daai toe hulle my in 'n stoel sit, ja, toe kon ek omtrent nie die stoel stoot nie, want toe is ek nou so swak vir hom, dat ek nou net in die elektriese stoel is, ek gebruik nooit my arms nie, dit is maar net die liewertjie wat jy gebruik. So toe is ek baie swak op baie stadium, en kon nie die stoel stoot nie, en toe het ek net vas sê, nee, hierdie gaan nie werk nie. En toe het ons het gelos. Ons het gegaan, ons het Sondag kuier, maar ons het toe nou gelos. En toe, so begin 97 toe, die ongeluk was in 96. So begin 97 toe, sê Santa nie, maar kom ons gaan weer. So toe het sy my half gedwing om weer te gaan. So sy het aangehou by my. Toe gaan ons weer, en ja, so ek sê toe, soos hulle sê, die rest is history. Ja, so toe het ons maar weer gaan en gespeel, weet, en aan die gang gekom en 'n paar keer weer gegaan, en hoe meer ek begin stoot het, hoe beter het dit gegaan, en die ouens was baie ondersteunend, en ja. Dus jy nou
sterk in jou ja, arms en volgende jou eers lyf. byt en begin gewoon dit geniet toe maak dit nou lekker, ja. En toe raak jy so goed dat jy uiteindelik sommer die kaptein word van die Springbokspan. Ja, dit was so rukkie, ek het 'n rukkie gespeel, ek dink 2003 het die eerste keer vir die SA span gespeel. Die 2005 was 'n groot jaar vir ons met die rugby en ons het internasionaal weet in Nieu-Seeland se afrigter gehad en goed en ja, ek het nie weet ek het nou maar ingegaan met die proewe en goed met die wel ek is by die proewe gaan maar my beste doen, maar ek het nie baie hoop nie want ja, ek het dit nie die vorige 3 kere gemaak nie, so maar ek gaan maar in weet positiewe houding en ek gee maar net my beste. Ja, en so ek sê die dag toe hulle na die proewe in die oefenkamp toe hulle die name uitlees, toe lees hulle nie my naam nie en dink jy al dit is nou maar want jy word geklassifiseer weet so van 'n 0.5 tot 'n 3.5 en hulle het begin by die laagste nommers weet so en die laagste ene was toe 'n 1 en ek weet ek was 'n 0.5. So as hulle by die 1 begin, dan sal seker nou nie 'n 0.5 nie. So toe dink ek wel dan het ek nou weer nie gemaak. En toe hulle almal se name toe nou klaar gelees en toe so net ek die kaptein is nou weer nie. Wow, dit is sommer 'n cherry op die koek ook. Ja, so toe sit nou af geskok en ja, toe op pad terug, toe bel ek maar net vir Sandton en sê vir hulle ja, en soos haar familie is. So ek by die huis kom, toe is amper die hele familie daar, toe ons maar 'n bietjie partytjie. Ja. Dit is iets om te vier, wow. En toe het julle gaan speel en julle is oor see. Is toe nou ons was Rio toe gewees, vir so 2 weke en toe ja, met die wêreldkamp. Daai was Rio toe gewees vir so 2 weke met die wêreldkampioenskappe en toe kom ons terug en toe het ons daai Desember het ons hierso in by Carnival City gespeel. Met die toernooi daar. Ja. Wonderlik. Dis 'n wonderlike prestasie. Toe jy kaptein was en ook nou later meer in die administrasie deur, hoe het jy mense wat ook so nie in rugby ingekom het, rolstoel rugby en hoe het jy jou rol as mentor gesien ook vir hulle? Mense wat nie in die ding was en wat het ook 'n groot aanpassing vir hulle was. Hoe kon jy deel van jou ervaring gebruik om weer vir hulle in hulle lewens in? Ek dink dit is die feit dat ek van die begin af ook die mense my onder die vlerk geneem het toe ek begin het baie gehelp in daai opsig want weet ek hoe hulle my ondersteun het toe ek begin het. Jy kry baie idees as mense wat in dieselfde situasie is soos jy, miskien 'n bietjie sterker as jy en meer spierkrag en goed, maar die basiese situasie is dieselfde, ons is almal kwadriplee. En weet so jy kry baie idees by hulle, weet hoe hanteer jy so 'n situasie, as jy moet verplaas, weet wat werk dalk makliker om in 'n kar te klim of op 'n bed of weet enige so iets. So hoe begin jy by die rugby, weet hoe en al sulke goedjies, so daai het baie gehelp toe ek nou meer op daai stadium kom as daar, maar daarom die hele tyd kom maar weet dan so nuwe mense weet wat inkom, so is eintlik maar konstant besig as iemand inkom dan probeer jy hulle maar touwys maak en help en so ek dink dit was nie regtig so moeilik om dit te doen op daai stadium nie. Maar jy het op 'n hoogtepunt, né? Jy het op 'n hoogtepunt ook daai deeltjie afgesien. Ja, nee, ek het internasionaal het ek by die World Cup. Dis die eerste keer wat ons 'n World Cup vir die rolstoel rugby gehad het in 2015. Dit was saam met die gewone rugby World Cup in Londen gewees. So ja, ek was bevoorreg om ook daar saam te wees. Dit was vir my dit spesiaal en dan ons laaste wedstryd was teen Nieu-Seeland. Wat so ekstra spesiaal gemaak het. Enige rugby, Suid-Afrikaanse rugby spelers sal vir jou sê in Nieu-Seeland. Maar hulle het nie 'n HK nie. Hulle het iets anders. Hulle het se waar. Hulle het 'n HK, ja. Ek gaan 'n bietjie kyk, ons moet 'n bietjie dit opkyk. Ja, so nee, dit was spesiaal ja om daar klaar te maak. So ja, dit is en dan
Mooi nalatenskap ook daar. Wat is dink jy is rolstoel rugby op 'n goeie plek op jou oomblik? Ja, op die oomblik, ja, ons het nou geskuif die laaste jaar na Europese sone toe. So dit beteken dit is nou al die Europese lande en die UK lande. So ja, dit sal nou die eerste keer wees wat ons daar gaan deelneem, maar ek dink op hierdie stadium lyk dit of die ouetjies, meisies wat speel dat hulle hard oefen en sterk is, so Maar jy sal enigiemand aanmoedig wat dalk in so 'n situasie beland om 'n rolstoel rugby 'n kans te gee. Ja, die oefening selfs en die kameraderie tussen die spelers en die personeel, want jy het nie net die spelers nie, jy het beamptes, daar's baie beamptes, jy het tafelbeamptes, skeieregters. Dis 'n familie op sy eie ook weer. Adviseerders, fisios, dokters, so ja, so dit is omtrent en ja, die meeste van die helpers is gewoonlik familie, weet van die spelers. So, hulle ondersteun op mekaar, nee. Ja, nee, so dit is en soos ek sê, jy leer so baie by die ander. So dit is altyd goed, jy weet al speel jy nie op die hoogste vlak nie, as jy net daar al gaan oefen jy net so 'n klap, jy weet net wat jy daai tussen die speel, weet met kommunikasie met die ander speler, daai koneksie, jy leer so baie. So en die oefening is goed vir mense, weet jou gestel, om jou kop skoon te kry en soos ek sê, is 'n fisiese sport, soos hy adrenalien gaan. Dan stamp jy dit uit en weet in die rugby, weet. So ja, Dit is 'n positief. So kom ons vat bietjie saam as jy moet sê, wat sou jy wou hê as jy een ding vir mense kon sê, wat sou jy wou hê hulle moet weet? Of 'n mens, hoe moet hulle 'n mens behandel? Of wanneer iemand skielik deur so 'n trauma gaan. Wat sê jy vir mense daar buite wou sê is? Ek dink die belangrikste is dit is nie 'n ag-shame situasie. So nie iemand jammer kry nie. Dit is nie dit is hartseer die situasie waarna daai persoon is. So daar's baie dinge wat kan gebeur wat die situasie veroorsaak, maar dit is nooit 'n ag-shame situasie nie. Ek dink mense moet nie daai so hanteer nie. Ek dink wat dit meer as 'n empatie, weet en die begrip vir die persoon se situasie. Ja, daar is issues waarmee die persoon moet deel, maar elke een het 'n ander stryd, maar daai persoon probeer positief wees, so jy moet ook positief en nie bang wees om met so iemand te praat nie, maar moenie soos ek sê, moenie met 'n ag-shame houding na die persoon gaan nie. Weet ag jy is jy nou in 'n rolstoel, dis so jammer, weet, moenie daai nie. Dit gaan as jy 'n persoon teekom, ja, moet ook nie net die ou se stoel gryp en begin stoot en sê hoe kan ek jou help in die stoel stoot nie. Dit is ook nie, werk ook nie so nie. So ek dink jy moenie skaam wees om iemand te nader nie. Jy kan maak met iemand praat, weet as jy wil vra het jy hulp nodig, wat as sal sê nee, ons het fyn dan jy dit so en soos ek sê, die meeste van ons wat in die stoel is, was ook feit met jou kop nie. Nou lyf werk miskien nou nie, maar jou kop werk. Jy weet so daar party het minder hulp nodig, ander het meer hulp nodig. So ja, dit en is baie keer is dit die helper wat saam met die persoon is wat hulp nodig. So ja, so as jy te bang is om te praat met die een in die stoel, praat met die een saam met hom of haar, weet so. Ja, moenie bang wees om iemand te nader nie, maar ek dink doen dit met respek en soos ek sê, eerder met empatie as met simpatie. Dankie daarvoor. Ek dink dit help baie. En dan laastens, waarna sien jy uit? Op hierdie punt, soos ek sê, ek en Santa is nou oupa en ouma, so en so ons geniet daai nou op die oomblik. So ons sien baie uit na dit nou, kyk hoe sy groot word en en dan net weet ek dink my praktyk ook, so ek dink ons ek werk hard daar en probeer dit ook suksesvol maak. So ek dink al daai en dan ja, dat ons net as gesin gelukkig as ons kan saam wees. Ons is almal kinders van die Here en
ons wil dit so hou, en sodat ons gelukkige toekoms kan hê, ja. Baie dankie, Benny. Weer regtig baie. Geweet dis jou hart, dis hoe jou hart klop. Dankie dat jy iets van julle lewensstorie ook kom deel het vandag en my weer eens kom inspireer het. Ek bly ek het 'n verskoning gehad om met julle weer te kuier en 'n bietjie op te vang en ek hoop regtig dat dit gaan almal wat luister, ek seker, aan iewers iets wat hulle hoor, vir hulle ook 'n inspirasie wees. Baie dankie, dit was lekker, ja. Baie reg. Dankie. Benny het ons nou vertel van waar julle nou mekaar op skool ontmoet het en eintlik maar 'n skoolkeis is en dis hy verskriklik dapper om by 'n huis in te stap. Was hy jou eerste liefde wat by daai huis ingestap het met 5 boeties? Ja, die eerste liefde het ingestap. Ja. Die ander het dit nie eers gewaag toe hulle hoor daar was die eerste ou wat kom kuier. Okay, en dis die guy. Ja, hy stadig. Maar as hy weet, dan los hy hom eerste seisoen, eerste se hand vashou. Ai. Daai begin was idillies. Julle begin 'n lewe saam en soms geswat en toe trou julle toe terwyl julle nog aan die swat was en toe kry julle 'n babadogtertjie. En nooit besef, ek sê altyd vir jong paartjies as hulle ja sê daai dag as hulle trou. Jy sê ja in 'n breekdeel van sekonde, maar jy het nie 'n klou waarvoor jy ja sê. Jy het ook nie 'n klou gehad waarvoor jy ja sê. 'n paar 5 jaar, 6 jaar later sou julle twee se lewe onherroepelik verander en julle leef nou al hoe lank daarmee saam? Amper 30, ja. Amper 30 jaar wat julle hierdie pad saam stap. So nooit het jy geweet dit is wat gaan gebeur nie. Kan jy terugdink so ver? Gaan jy baie keer terugsin toe om te dink, "Sjoe, wat het in my lewe nie net gebeur in daai tyd nie. Alles het met Benny fisies ook gebeur, emosioneel, geestelik, maar jy het dit ook nie net tweedehands aan ervaar nie, jy het 'n klomp goeders eerstehands ervaar. Vertel 'n bietjie daarvan. Ek dink wat jy sê is for better or for worse. En ons het die 29 Desember was die ongeluk en die 9de Januarie was ons huweliksherdenking. So dit is ons 4 jaar getroud en daai aand het ek toe vir ons pizzas gevat, want Benny is toe nie meer intensief nie. Ek het hom by die hospitaal gekry en so dan by my ma gebly. En toe het hy aan vir my gesê, toe ek inkom toe sê jy kan my nou maar los. So dit was eintlik, hy sal sê hy het nou baie goed nie gesê nie, maar ek het daaraan vir hom verseker, ek het nie vir jou getrou oor jou lyf of nie. Jy's my beste pel en ons sal hierdie saamvat. So die dag van die ongeluk ook by die kar het ek toe ek bygekom het, hulle altyd gevat en gebid met die Here. En die engele van die Here was om ons daai dag. So ek het geweet, maak nie saak wat verder in ons lewe gebeur nie. Die Here is daar vir ons en ek het beloof om vir Benny te help. En ek dink net, Benny is 'n maklike mens om verlief te wees. Hy het nie nonsens nie. Eers na 50 het hy 'n bietjie nonsens. Maar dit was baie maklik en hy's 'n positiewe mens. Hy het 'n can-do attitude. As ek dit so in Engels kan sê. Alles, so dis maklik geweest. Daar was baie uitdagings en ek dink veral in die eerste rukkie om net die rolle te ry. Daai was moeilik. So ons moes die goed wat hy kon doen en jy's nou hierdie beskermde meisie, jy's sy alles, so ons moes rolle ry. Maar gelukkig was, soos jy gesê het, al die familie was daar. So die boeties was daar, my pa was daar, Benny se pa was daar was net genoeg mense om ons te help, maar die rolle moes verhaal. As ons alleen was, het ek die asblik uitgevat. Ek moes sorg dat daar baie goed gebeur en dit was moeilik. So mense moes, maar in die hospitaal was daar die terapeute, as hulle inkom, as ek die dag inkom en hulle sien jy is nie okay nie, dan sal hulle jou in 'n kamertjie loop en sê vir drink jy. En dan het hulle vir jou kans gegee om te praat en te sê elke maar kyk hoe kom ons dit en dit. So ek dink die belangrikste wat ons moes doen is om ons lewe in te rig, sodat die rolle half kon amper bietjie teruggaan en dat ek die vrou kon wees vir Benny en nie die hulp nie. En dit was, ek dink wat dinge makliker gemaak. Dit was nou in die begin, nee, want toe hy nou weer eintlik nou
kan ons maar sê, sy rol weer inneem, toe moes jy nou weer 'n bietjie, toe kan ek weer 'n bietjie terug staan. en dit was 'n verligting. Nee, op daardie stadium toe Benny half ek dink dinge weer begin regloop het ons vir Bernard gehad. So ons het vir Hoeveel jaar? 7 jaar later. Ja. So dit was ook 'n wonderwerk op sigself, So nee? ons het 14 infertiliteitsbehandelings gehad om te hê. Ons wou hom regtig hê. Hy sal nou soos sy proefbuis is omgeruil, maar ons wil hom regtig hê. So hy het en toe hy gekom het net na dit het ek posttraumatiese stres gekry. So as ons dan in die kar gery het, ek was 'n rep op daai tyd, 'n mediese rep, so as ek gery het, het ek verskriklik angstig geraak. Ek het gevoel hoe trek die kar van die pad af as Benny bestuur het, want hy kon tot daai tyd genadig sy lisensie gehad, dan het hy moes ek plat lê. En toe moes ek hulp kry, so ek het toe hulp gekry, ek het diagnose gegaan, en ek kon dit oorkom. So die rolle teruggee was toe ook 'n traumatiese gedeelte van ons lewe, maar dankie Vader, ons kon die rolle teruggee. So ons het nou, so daai eerste jaar was moeilik, ek dink so dat die eerste verjaarsdag as ons dan terugkom, so sy het daai Maart maand, terwyl Benny nog in die hospitaal was, het sy 1 geword, en ons het gesê, nee, Benny kom huis toe. So ons het Naomi gehad, wat saam met ons daai aand huis toe gegaan het. Dit was, ek het nie geweet wat om te verwag nie, dit was moeilik, Benny het al die stitte aangehad, dit is die 1 Maart na die tyd, en ek het daai nag vir haar 'n rokkie gemaak vir haar eerste verjaarsdag, want ek het gesê, ons sal nie dat hierdie ons teruggaan nie. So, en ons het 'n groot familieverjaarsdag gehad en alles, en dit was eintlik 'n groot hoogtepunt vir ons in ons lewe. Daai rokkie sal vir altyd saam met ons wees in deel, want dit was regtig spesiaal. So ons het van die begin af, al was dit moeilik, nog steeds uitgesien na goed en mylpale van alles gemaak. Maar so ek moet sê die eerste jaar was, eerste 2 jaar, eerste 3, 4 jaar, amper 7 jaar was die tydperk om aan te pas. Dit het nie net vandag gebeur. So jou posttraumatiese stres het jare later gekom. Ja, net 7 jaar later. So mense moet dit nie onderskat, dat jy dalk daai eerste klompie jare kan jy half cope, want jy's so besig met die aanpas en dinge uitsorteer, dat dit realisties is dat dit jou eers baie jare later kan doen. Wat moet jy dan doen? Jy het gaan hulp kry onmiddellik. En die een terapeut by wie ek was, het my gesê, jou geloof is sterk as jy moet bid, en dit ek wil sê, ek bid, en my geloof is sterk, maar ek het meer hulp nodig. En die terapeut by wie ek toe uitgekom het, was 'n dierbare vrou, sy is oorlede aan kanker net daarna, maar sy sou my hypnotiseer, en dan, wanneer ek op 'n stadium was, wat sy besef dat ek is emosioneel, dan sê sy vir my 'n stukkie die Bybel lees en vir my bid, en dan sy my wakker gemaak. So dit was 'n dieper genesingsproses wat mens nodig gehad, en ek dink jy het vir Benny ook gevra, wat het mense vir julle gesê wat seer was? Goeders soos, jou geloof is nie sterk genoeg nie, dis hoekom jy nie by die down genees kon word nie. Maar ons moet onsself in die geloof uitmaak, dat wat is die genesing wat die Here wou hê? Die Here wou hê, ons moes gelukkig wees, ons moes 'n voorbeeld vir ander wees, ons moes kou, ons moes nie noodwendig onloop nie. En ek dink dit is wat dit was. Benny was eendag saam met iemand by 'n profeet wat gesê het, jou hande brand my so sondig as jy. En ons moes na die tyd sê, moenie dat mense jou in jou geloof laat twyfel nie. Want ons ken die Here, ons weet dis ons anker, en ons vertrou dat die genesing of die lewe wat vir ons verder vorentoe lê, sal ene wees wat tot sy eer sal wees. So ons moenie wat ons menslike verwagting is, dat dit ons dan nou teleerstel as ons So ek dink dit was van die goedjies, en dan ook iets wat my natuurlik in daai eerste jaar skrikkelik irriteer het, en ek sal dit nooit vir iemand sê nie, was soos in, die Here sal jou nooit meer beproef as wat jy kan dra nie, maar Vaderland, daai gat was partykeer baie. Jy wil hulle met 'n baksteen met Romeine 8. Presies. Wil hulle met 'n baksteen gooi. Ja, en baie gesê, dis goeie bedoelings. Romeine 8 is nou die vers wat ek teen my
in my studeerkamer opbel om te sê, weet, dit sal nooit vir jou te erg wees, die Here sal altyd vir jou raak. En hy gaan alles ten goeie laat lewe, maar dit werk nie op daai stadium, wil jy dit nie hoor asseblief, jy wil dit nie nou hoor nie. Jy wil nie nou heeltyd na genesingseredienste toe gaan nie. En goeders, jy is besig om deur jou seer te werk. En dit is iets wat ons ook moes besef, is dat jy moet treur. En dit is, ek dink dis deel van die belangrikste goed is dat, en Bernard het eendag gesê, mamma, 'n mens moet huil, dat jy 'n stroompie het, dat jy 'n brug kan bou. En ek dink dit is presies dit, is dat jy verloor baie, en jy moet jouself die tyd gee om te treur, om dan te kan vorentoe beweeg. So, ek dink daai eerste 5 tot 7 jaar, moes ons eers net onsself vind, om te kon aangaan. Al het dit gelyk of ons koud. Daai masker, nee, mense sit maar 'n masker aan en ek dink is nodig om te erken daar's baie verliese en 'n mens moet daaroor treur, 'n mens moet dit sê en 'n mens moet dan daaroor treur. So ek dink ons hoor by jou ook hulp. Dis belangrik om te sê as ek hulp nodig het. Dis nie 'n skande om te sê ek het hulp nodig nie. Gebed is natuurlik my anker wat my vashou in daai tye. En ons sê nie dat gebed nie genoeg is nie, maar die Here gee ook ander hulpbronne en mense op ons pad om ons daai ander hulp te gee wat ons nodig het. Al is dit medikasie dalk, in jou geval is dit nou hipnose wat vir jou belangrik was. So jy sal sê hipnose was vir jou gewerk in die sin dat dit het daai trauma na die oppervlak gebring en jy kon daardeur en geloof natuurlik ook 'n baie belangrike rol, en soos Benny ook gesê het, julle familie was vir julle alles gewees, en 'n mens kan net dankie sê vir familie. Was jy altyd so blymoedig en vol grappies, en jy kan baie seer hê, maar jy het 'n manier om dit met humor partykeer so 'n bietjie te verbloem? Was jy altyd so? Ek dink so. Ja, ek dink dit is deel van my mens wees, ja. En ek dink dis ook ons redding. Baie keer, want as 'n situasie baie sleg was, dan het ons maar party daarop gelag, want ons kan nie anders nie. Dit is daar's partykeer goed wat regtig, ek en Benny het 'n grappie van, ons eendag in nie 'n grappie, dis die realiteit, toe ons in Mshanga eendag vakansie gehou het en hy diarree gekry het, en ons daar die diarree nie meer kon hanteer het, ons by die hospitaal uitkom en hulle besef dis iemand in 'n rolstoel met diarree, dat al die susters oopgemaak het, pad gevat. So daai tipe situasie sal ons op die oomblik nie vir mekaar kwaad word, ons lag baie keer, liewer oor dit, om dit maklik te maak, en ek dink dit is ons behoud. Ek dink so, maar baie keer kan jy sê, het jy nou daaroor 'n grap gemaak, of en dit is 'n mens se oorlewingsstrategie, eintlik maar dis 'n Bybelskiel, nee. Maar dankie tog daarvoor. Ja, nee, dankie Vader. Dankie tog daarvoor. As jy nou vir iemand wat nou pas deur so iets, nie noodwendig dieselfde nie, maar as jy nou vir iemand moet sê, wat doen ek? Wat gryp ek aan vas? Wat is my volgende stap? Wat kan jy raad gee? In daai oomblik, in daai tyd, wat jy's op adrenalien, so jy is nie noodwendig, ek dink jy doen wat jy dink die beste is op die oomblik, en ek dink dis die belangrikste wat eendag moet weet, is dit wat jy doen, is kom uit 'n goeie plek. So dis goed genoeg vir daai oomblik. En doen net wat jy kan doen. En dan om te oorleef ook nie. Om te oorleef dis goed genoeg. Nie skuldig voel oor iets nie. Huil baie. Ek kan onthou as ek in die aand weggery het van 'n hospitaal af, het ek verskriklik gehuil. Dit is terapie. So dit is huil. Kry dit uit jou gestelheid, treur oor wat gebeur het, en dan moenie vashak in die situasie. Want ek dink dit is die belangrikste. Party mense kan so net in hierdie situasie leef, dat ons het nou dit het met ons gebeur, en hulle lewe begin onderdraai. So moenie in die situasie vashak nie, en miskien wil iemand nie dit nie, maar moenie in hoop vashak nie. Die hoop van, ek gaan weer loop, en dit gaan weer anders wees. Maar kyk, wat is die moontlikhede? Wat is daar wat jy kan doen om beter te wees, en om amper te vergeet van jouself en jou situasie, en uit te reik na ander, en normale lewe te probeer leef.
So ek dink dit is die belangrikste. Moenie vashou in die situasie, moenie vashou in die hoop van die verlede dat dit weer gaan wees soos altyd nie. Gaan aan, maak jou kop skoon, bly positief en ek dink daar's baie daar wat Benny dalk vir my baie kwaad was. Wat ons op baie gedruk het. Ek dink sy ma was vir my baie kwaad party daar, maar 'n mens moes oorlewingsmeganismes daar stel om te sê jy gaan kateteriseer. Jy gaan nie 'n been sal dra nie. So maak jouself toe in die kamer vir 2 ure en sorg dat jy dit uitgesond kry hoe jy dit gaan doen. En gelukkig Benny is baie sterk in sy kop, so dit was maklik. Om dit te doen. Jy het dalk genadeloos oorgekom op die einde van die dag as dit ten goeie. Ten goeie, ja. So en selfs toe aan die kar moes leer klim. Dit is 'n 3-punt plan. Jy moet jou kop in 'n hoek sit waar dit seer is en dan moet jy met jou arms sluit en probeer oorskuif met jou boude, maar as ons die hele tyd 'n kussing daar gaan sit en jy jammer kry, dan gaan ons nie aangaan nie. En ook ek dink iets wat Benny altyd sê is moenie 'n waantjie saamsleep nie. So probeer met so min as moontlik tools en goed jou lewe makliker maak. So jy kan nie vir elke ding 'n gadget hê. So kyk hoe kan jy dit hoe kan jy dit maklik oorkom en om op die normale manier te kan aangaan. Wat het jy van jouself geleer? Wat jy nie geweet het van jouself nie? Ek dink van skooltyd en jongtyd, ek het altyd geweet ek het baie deursettings vermoë. Dit ek sal wat ek wil doen, ons is leser wenne, jy wil bereik wat jy wil bereik. Maar ek dink in hierdie tydperk het mense nie eintlik besef hoe sterk mense deursettings vermoë is. Jy weet wanneer dit regtig moeilik was. En miskien jou krag ook. My pa sal altyd sê krag was jou einde. Jy weet, en hy sal as Benny uit die stoel uitgeval het of daar was situasies wat jy regtig waar met adrenaline en krag dinge moes regkry, dat jy dit kon doen. Jy moes nooit jouself onderskat nie. So ek dink dis wat ek vir myself geleer het. If you can as jy dit kan glo en jy kan dit droom, dan kan jy dit doen. Met al goed wat jy nou so tersydelings noem wat 'n mens nie gesien het nie, die stryd, die swaar, die tandeknars, die huil, die moeite het ons nie gesien nie. Ons sien die produk vandag voor ons en mense is dankbaar vir dit. En twee kinders wat julle het, wat julle jou vol maak en nou 'n kleintjie daarby wat nou baie opwindend is. Julle kinders het groot geword met Benny in 'n stoel. Hulle ken nie 'n pa wat nie in 'n stoel was nie. Ja. Ons dink nie dat ons dink dis hulle normaal. Dit is hulle normaal. Dink jy sê dalk sê as jy ietsie wat daaroor wou sê, het dit 'n impak in hulle lewe gehad? Ek dink 'n dogter is amper makliker. Want Serena dit was vir haar, sy's 'n omgee mens, sy wil versorg, sy wil daar wees. So ek dink dit was vir haar makliker. Ek kan dalk net noem dat omdat sy in die ongeluk was, het mense gesê wat sy trauma sy gehad het nie en ons moes op 'n volwasse ouderdom weet ook vir haar hulp kry om eintlik deur die trauma te werk en hipnose te ook vir haar gewerk wat sy die hele ongeluk kon onthou al was sy 10 maande oud wat hulle uithaal deur die hipnose toe nou het sy dadelik bewuste die ongeluk vertel wat vir ons eintlik ons kon nie glo nie. So sy's nog steeds daar. Ek dink sy's haar pa se grootste fan. Ek dink sy's liewer vir hom as vir my. Sy's my vriendin. So ek kan vir haar sê hoorie ma is nou moeg. En dan sal sy sê ook na waar help ek nou of wat kan ons doen. Maar Bernard het in die situasie ingekom en ons wou mee. So ek kan party daar dink as hy vir ons kwaad is daaroor, dan sal dit oukei wees. Maar hy was ook die geskenk wat die Here vir ons gegee het, want as ek nou kyk sy liefde, sy lewenslus en sy liefde vir ons, sy liefde vir Benny, as ons iewers gaan en ons moet met sy bakkie ry, dan dis vir hom niks moeite om vir Benny die bakkie te tel en hy is sterk genoeg om dit te kan doen. So dit is en as daar enige ietsie is waar hy vir Benny kan help, dan is dit vir hom 'n voorreg. So mens dink jy het hom in 'n slegte situasie dalk ingebring en ek voel baie daaroor skuldig, maar die feit dat hulle dankbaar is vir ons gesin
en dat hulle lief is vir ons, is iets wat ek nie ooit bly van nie. En ook dat ons vir hulle 'n baie sterk geloofsanker kon gee. En as jong mense is nie altyd lekker lus vir kerk toe gaan en by die kerk wees en goed nie, maar ja, ons is knaand. So ons sal op hulle bly, ons doopbelofte sal bly tot die dag wat hulle doodgaan. Hulle sal dit weet, maar die feit dat hulle weet dat ons anker, ons geloof is en dat ons vir die Here lief is hulle anker en ek weet dit, ek kan dit sien. Ons het vir die kerk se deure gewys en hulle sal weet ons daar deur as hulle dit nodig het. En ek is baie dankbaar vir hulle. Die tyd wat ons langs 'n netbalveld en 'n rugbyveld deurgebring het, al was dit moeilik om vir Benny oor daai velde te sloop. Dit was goeie gymtyd. Dit was baie goeie gymtyd vir hom en vir my en selfs vir hulle twee wat langs daai rolstoel rugbybaan gesit het en geskree het vir 'n pappa en trots was en saam met hom voor op daai dingetjie gesit het. Hulle is ook trots oor wat hy bereik het. As mense ek gaan nie ophou praat oor ons kinders nie. Ek is baie lief vir hulle en ek is baie trots op hulle en vir Bail of Renier, ons skoonseun, hy is ons eie kind. Wat hy lief is vir ons kind is ons eie kind. En hy is ook daar. Die eerste keer toe hy vir Benny met die plank moes oorskuif, het hy gesê, wat is hierdie nou ma, is dit 'n broodbord? Toe sê ek, nee, dis 'n tool wat jy moet gebruik. Jy gaan hom gebruik en ek weet, hy is net so lief vir ons, soos wat Sorina is, en Bernard se meisie Kirsten, ook vir ons net so lief soos wat ons daar is, so ook in ons gesin kom, sal die liefde voel daar is, en ek en Benny sal dit vinnig gee. So ons kinders is ons alles, maar ek dink Isabella gaan so klein stukkie bo hulle wees. Dit lyk my dit werk nou maar so, nee. Ons gaan so klein stukkie beter as hulle wees. Ons sal hierdie deel uitsny. Dankie, wat 'n positiewe gesprek, te midde van. Dankie vir geloof, dankie vir hoop, realiteit, realisties, en dat 'n mens kan erken, daar is, saam met familie, en mekaar, en geloof in die Here, kan ons baie te boven kom. Dankie dat julle bereid was om te kom en het Sondag af te staan om hier te wees het ons met ons gesukkelry om alles reg te kry. Ons waardeer dit verskriklik baie, dit is ons baie kosbaar en dit is my voorreg dat dit nou 'n eerste onderhoud kan wees, want dit is regtig my behoefte. Julle is my inspirasie en ek het julle gaan verander het. Dankie, ons is baie lief vir julle ook. Dankie. Daar is min mense wat met soveel waardigheid, nederigheid en vasberadenheid deur trauma beweeg soos Benny en Santa. Hulle verhaal is nie net een van fisiese aanpassing nie, maar ook van geestelike groei, egte vennootskap en 'n lewenslange toewyding aan mekaar en hulle geliefdes. Dit herinner ons daaraan dat al is die lewe se draaie soms onvoorspelbaar, ons altyd keuses het oor hoe ons daarop reageer. Benny in sy reistool en met 'n wil van staal het nie net weer beweeg nie, maar hy het 'n pad oopgerol vir hoop, vir ander en vir 'n toekoms vol betekenis en moontlikhede.